Ons gesels vandag verder oor Romeine 14, vanaf vers 1 tot 12, en ons gaan dit net eers ook saam lees. Aanvaar die een wat in die geloof swak is, sonder om met hom te stry as sy opvatting van joune verskil. Een glo 'n mens mag alles eet, 'n ander is swak in die geloof en hy eet net groente. Die een wat alles eet, moet die ander een wat net groente eet nie verag nie, en die een wat net groente eet, moet die ander wat alles eet nie veroordeel nie, want God het hom aangeneem. Wie is jy om oor iemand anders se bediende te oordeel? Sy eie werkgewer sal oordeel of hy goed doen of nie, maar hy sal goed doen, daarvoor sal die Here sorg. Vir die een is een dag belangriker as ander dae, vir 'n ander is alle dae ewe belangrik. Elkeen moet net in sy eie gemoed oortuig wees van sy opvatting. Die een wat 'n bepaalde dag op 'n besondere wyse hou, doen dit tot eer van die Here. Die een wat alles eet, doen dit tot eer van die Here, want hy dank God. En die een wat nie alles eet nie, doen dit tot eer van die Here, en ook dank hy God. Niemand van ons leef tog vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie. As ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Hiervoor het Christus ook gesterf en weer lewend geword, om Here te wees van die dooies en die lewendes. Jy, waarom veroordeel jy dan jou broer? En jy, waarom verag jy jou broer? Ons sal tog almal voor die regterstoel van God moet verskyn, want daar staan geskrywe, so seker as ek lewe, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal bely dat ek God is. Elkeen van ons sal dus oor homself aan God rekenskap moet gee. Nou ons gedeelte van Romeine 14 fokus veral op die interne sake binne 'n gemeente, veral die verhouding tussen mense wat hulle aan teenoorgestelde kante van twee kwessies bevind, of dit gepas is om sekere kosse te eet, en of sekere dae groter aandag verdien as ander. Nou, alhoewel die meningsverskille nie noodwendig 'n Joods-heiden konflik weerspieël nie, was dit die Jode wat spesifiek die eetbeperkings nagekom het en sekere feesdae en Sabbatdae gevier het. Paulus sê dus hier wat hy reeds vroeër in sy brief gesê het, dat op die ou end is die belangrikste nie hierdie vroomheidspraktyke nie, maar die verhouding van God met gelowiges. Die kwessie hier is dat elke groep homself bo die ander groep stel en aanspraak maak op die hoë morele grond vir hoe hulle praktyke en opinies is. Aan die een kant is die vegetariërs, aan die ander kant is mense wat enigiets sal eet, met elke kant wat veroordelend na die ander spot oor hulle gedrag. Net so vier sommige mense feesdae en oordeel ander dat hulle dit nie doen nie. Maar dit is moeilik om God te loof en te eer as jy besig is om mekaar te veroordeel. Van die eerste eeu tot nou kry mense dit reg om hulle eie gesindhede te ontwikkel teenoor die met wie hulle nie saamstem nie. En so ignoreer hulle die bevel om nie meer van jouself te dink as wat jy behoort te dink nie, in Romeine 12. Mag ons ook na hierdie woorde van Paulus luister, dat ons nie in oordeel kan sit oor mense wat ons as minder ag nie, omdat almal voor God gelyk is. Mag ons God se naam eer en verheerlik in alles wat ons doen. Volgende keer gaan ons weer verder.